Goeiedag en welkom weer eens by die program Mense en ons stories. Onthou, dit is ons splinternuwe seisoen, splinternuwe mense en splinternuwe stories. So vandag het ek 'n gas wat in die vorige seisoen saam met my gekuier het, maar sy is terug om haar volle lewensverhaal met ons te kom deel. En dis niemand anders as Suster Angie Willard, soos ons almal haar ken nie. Suster Angie, goed om u weer hier saam met ons te hê en is lekker om weer saam met u te kan kuier. Baie goed om weer saam te wees, Natasha. Yes, Baie amen. goed. Amen. Suster Angie, vertel vir ons 'n bietjie van jouself, die wat nou nie vir Angie Willard ken nie. Ja, ek moet vandag vir julle vertel wie Angie werklik is. Ek dink so baie keer vra mense waar Angie vandaan kom. En ek dink dat is nou die tyd dat ek vir julle moet regtig sê wat dit nog nie gehoor het nie. Ja. Wie Angie is. Ja. En dis lekker om vandag hier te kan sit deur die genade van die Here. Gee my die geleentheid om vir ander te sê, te vertel van Angie en Amen. wie Amen. Angie, waar Angie vandaan kom. Amen. Ja. Ja, want as jy nog nie van Suster Angie gehoor het nie, ek weet dis baie jaar. Hoeveel jaar gelede is Suster Angie? Dis nou Oor die 20 gaan jaar. 23 jaar. 33. Sjoe, Vir die kinders, ja. Ek het seker Okay. Is in die 20 in die wat dit 20 eers uitgekom ja, waar het. dit uitgekom het, 20 want jaar ek weet terug. ek het seker 23 23 jaar gelede ja. het ek nog die kaset van Suster Ja, Angie ja, gehoor dis reg. van haar getuienis. Nooit het ek geweet nie Suster Angie dat ons eendag hier gaan sit en Suster Angie se storie kan deel nie. En almal ken die storie van haar kinders wat gesterf het in 'n motorongeluk, maar sy's nou hier om haar hele storie te vertel. En ook ons het goeie nuus, Suster Angie is tans besig om haar volle lewensverhaal in 'n boekvorm in te sit en dit kan ook een van die dae beskikbaar wees. So hou maar die platforms dop, hou maar dop wanneer Suster Angie se boek beskikbaar gaan wees. Dit is nie meer lank nie, oor 'n paar weke of is Suster Angie se boek beskikbaar. Maar Suster Angie, kom ons begin by die begin. Waar kom Angie Willard vandaan en waar het die Here 'n draai met u lewe ook kom stap? Ja, ek was so 'n klein dogtertjie toe my ma en my pa skei van mekaar. Nou, dis nou alles goed wat ek van my ma gehoor het. My ma sê ek was net so iets oor 1. Toe my pa besluit hy los ons en my ma moes toe saam met ons gaan en by haar ma gaan bly in Prins Albert en ja, daar het ons gaan bly, Prins Albert. Waar my ma, toe nou, voordat ek 2 jaar oud was, het my ma 'n man ontmoet. En hierdie man was seker 18, 22, ek dink amper 22 jaar, jonger as my ma. Maar my ma was 'n baie mooi vrou, so ek dink julle moet maar vandag na my kyk. En ons dink hoe my ma moes gelyk het. My ma. Dus hulle sê die appel val nie ver van die boom af nie. Ja, my ma was 'n mooi vrou en sy het haar jare mooi gedra. En omdat my ma baie swaar gekry het om vir haar kinders te sorg, het sy nou 'n man gevat en die man geontmoet in Prins Albert. En ja, my papa, dit was nou, ek het vir hom genoem papa. Ek dink baie keer, ek moet tog dit sê, want baie keer vrouens het kinders, of hulle is geskei, nou gaan hulle ontmoet iemand met kinders, en die kinders is klein, en hulle vertel nie die kinders, dat die man waarmee hulle saam is, nie hulle pa is nie. Nou my ma het nie vir ons gesê nie, vir my, ek het nie verstaan nie, want hier is 'n ou dogtertjie onder 2 jaar oud en saam met my ma. So dit moet my pa wees. En hierdie man was so lief vir my. Soos in baie keer is dit dat wanneer 'n man by 'n vrou wil uitkom wat kinders het en dan kom hy deur die kind om by die vrou uit te kom. Maar my pa het vir my baie liefde getoon. En ek was sommer baie lief vir hom. Hy het toe nou in Kleinsee gewerk in Namakwaland. Hy het op Kleinsee gewerk en hy het elke maand as hy huis toe gekom en dan het hy die camphor bottel gehad wat
al die pennies, die tikkies en die sixpence in was. En dit was myne. Ja. Nou, wie kan nou nie lief wees vir so 'n papa wat vir jou 'n stuk Camfruit-bottel en ja. Ek het my pa, as hy nou huis toe gekom het, dan het ek hom altyd tegemoet gehardloop. En dan het hy my op sy nek gesit en saam met my huis toe geloop. Maar later, ek dink ek was amper 6. Toe het my ma, ja, ek was iets in die 5 en 'n half of so, het my ma weer swanger geword. Papa is op die babatjie toe gekom, is ook toe weer 'n dogtertjie. En ja, elke maand het ek nog vir papa gewag. En later aan het die dogtertjie het ons 2-3 maande oud geword en dan het mami natuurlik uitgekom en die babas is nou weet papa kom aan en dan het ek ook gehardloop na papa toe en papa het my dan nie opgetel nie. Maar hy het verby my gehardloop en dan het hy nog gegaan na die kleintjie toe. En dan die kleintjie gevat en gaan sit op die stoel en dan as ek ook gekom het om te meen ek gaan op die ander been sit want ek is my so gewoond dit is altyd ek. Ja. En dan het hy my afgesit en vir my gesê dat ek is nou groot. En ja, ek het later aan gevoel ek is groot en geweet ek kan nie meer daar sit nie. So ek is groot en ek dink ouers is so lief om vir kinders te sê, voor die tyd hulle is groot. Want 'n 5-jarige kind is hy groot. Ja. En ja, so het ek skool begin, Prins Albert op A begin. En in die het daar eendag 'n plaaslorry gekom, want my pa kon nie vir my ma huis gee nie. Ons het altyd gebly by 'n ou oom wat ons genoem het, oom Mariens. En toe die plaas lorry nou daar kom, het die boer mense gesoek om vir hom op die plaas te werk. Ja. En my pa, my ma gevat en die kleintjie. En hulle is toe nou weg op die lorry. Ek moes toe nou by my auntie agterbly. Die eerste kwartaal klaar gemaak en toe kom ek ook, toe kom hulle my ook. En ek moes toe nou ook saam met hulle in Kaimor bly op die plaas 7-4. En ja, daar het ek in Kaimor begin skool gaan, weer skool gegaan, sap aan moet ek mos natuurlik klaar maak. Maar die tweede kwartaal, daar was toe nog nie skole nie, en ons het in kerke tot skole gehou. En ons was toe in die ou Apostelkerk, die Klipkerk, daar was ek toe in sap A. Ek het sap A klaar gemaak en in die het my ma se tweede man of my papa het ek toe nou besluit want hy het baie gedrink. Het hy toe nog besluit hy los my ma en daar's toe nog 'n dogtertjie gebore. So daar's nou ons is nou 3 kleintjies. Ja, 3 kleintjies. My ander susters en broers, my een broer het by my ouma, was ook 'n ouma kind. My ander broer, soos in daai jare was die mense mos nou sê soos in verhuur. Ja. Nou my een broer wat by ons saam met mami groot geword het, hy en my ander 3 susters, hulle was toe verhuur. Hulle moes toe by die mense in hulle huise gaan werk. Maar toe my pa nou weggaan en ons bly op die plaas. So jy kon nie op die plaas gebly het in hy tyd as jy nie as iemand nie gewerk het nie. Ja. En my pa, my ma moes toe my een suster laat kom het om te kom werk op die plaas dat ons kan. En sy het skaars gewerk na ruk, toe vind hulle toe nou uit my suster is swanger en ek moes toe nou uit die skool uitgehaal word. Ek is net op A klaar gemaak. Sure. Ek moes uit die skool uitgehaal word om eers na die kleintjie te kyk. Maar later my pa het weer teruggekom. Ja, want is die suster nou besig om te werk op die plaas? My suster werk toe op die plaas, sodat ons toe nou kon aanbly. Maar dit was toe nou nie lank daarna nie. Toe kom my pa nou weer terug om by ons te kom bly. Ek was 8 jaar oud toe my pa terugkom.
ons het toe na 'n ander plaas toe gegaan en ek moes toe nou daai mense se kinders, se dogtertjie oppas. En ek het nou my pa het my ma baie geslaan. My ma was van daai soort wat sy het haar laat slaan en nooit haar mond oop gemaak het. En ons het nou op 7 of 4 op die plaas. Toe die aand kom my pa, dis ou Kersfees. Die mense wat gewerk het huis toe gekom, die man het vir sy vrou geld gegee en hulle is op die lorry en het gaan nou Stellenbosch toe dorp toe, gaan inkopies doen en my ma kon nou nie gaan inkopies doen nie, want my pa is nog vanoggend werk toe, hy het nog nie teruggekom nie. En later die aand, nag seker die 10 die voordag, het my pa wel huis toe gekom. En my pa, soos mense altyd gesê het, hy val my nie deur in die huis. My pa het my nie deur in die huis geval. En die aand, ek dink ek het altyd my ma gesê, Mami moenie vir jou so laat slaan nie. Nou dis nie lekker om te sien, jou ma word so geslaan nie. En ek meen op 8 beginne verstaan jy al die goed. En my pa het gekom en hy soek nou sy kos. Hy soek die oggendse breakfast, hy soek die middagse lunch en die aand, want hy sê hy het nog niks geëet nie. En my mam is opstaan en my mam is, ons het die koolstoof gehad, die swart stoof en my mam is gaan hout buite kry om te gaan kom vuur maak, want hy moet eet. En nou het my ma die kosies, want hy sê later aan my ma, hy staan net 1 bordie voor my en ek, en my ma moes die ander kos bymaak, hy moes toe nou nog 'n eiertjie of 'n worsie wat sy nog gemeen het vir die next dag en sy maak nou laat die 3 borde kos en toe die 3 borde kos nou daar voor hom staan, kyk my man, hy vra vir haar, dink jy ek is 'n vraat om vir my 3 borde kos te gee. Hy het sy kos gesoek. Weet jy wat maak hy, Natasha? Hy vat die warme borde kos en hy gooi my ma met die borde. Ja, ek Dan dink 'n mens altyd net, Suster Angie, kan ek inkom. Wat gaan deur 'n man se kop? Hoekom word dit gedoen aan baie vroue? Wat gaan aan in sy kop daai tyd as hy dit aan 'n vrou doen? En dit is die ma van sy kinders. Ja. Wat gaan deur jou kop? Hierdie vrou kyk na jou kinders, sy maak jou kinders groot. Sy doen alles wat jy vir haar vra om te doen en dan doen jy dit aan haar. Ja. En toe hy my ma nou so gooi, ek het daar een kan, ons moet so in die kamer gaan sit tyd. As hulle so, maar jy word wakker as hulle so aangaan. En ek het toch gemeen, ja, my pa kan hom regtig my ma so slaan nie. So, ek gaan nou vir pappa sê, maar dis eintlik ons wat die kos geëet het, want die kos, dit was daar. Ja. Maar omdat daar nie vir ons kos was nie, het my ma dit maar later vir ons gegee. En ek kan agter die gordyn uit en gemeen, miskien gaan my pa my ma ophou slaan. En ek het vir hom gesê, papa, moenie vir mami so slaan nie. Dis nie mami se skuld nie, dis ons wat die kos geëet het. Papa dan nie maar vir my slaan nie. Ja, my pa hak af. Iets wat ek nooit so verwag het. My pa hak af en hy klap my. Laat ek daar in die hoek seil half op die grond en ek sit daar en my wang brand pyn en ek dink ek wonder of my wang brand, maar ons mag mos gehuil het as die pak gekry het. Niks. En ek het daar gesit en gewonder, bloei my wang of wat? En my pa kom terwyl my wangetjie brand, my ma sê niks nie. Hy kom na my toe aan en hy steek sy wysvinger binne my gesig en hy skree op my, 'n man wie ek aanbid het die grond waarop hy geloop het, want dis my pappa. Dis my pappa. En hy skree op my, jou stief hond. En ek dink, ja, is dit dan nie my
pa nie. Ek het geweet my ouer broers en my susters, as hy sy kinders nie, maar ek gedink ek is sy kind. Maar dit was mos nou ek en die ander tweetjies, ons het mos so saam groot geword. So, daar het ek uitgevind dat die man wie ek so aanbid en wie ek gedink het is my pa, is dit nou nie my pa nie. Ek het na my ma gekyk, my ma het nog niks gesê nie. Maar vir my was dit, is dit dan nie my pa nie? Hoe kan hy vir my sê ek is 'n stiefhond? En weet jy wat gebeur? Die woord stiefhond het dadelik die brandpyn, die pyn het my wang uitgeruk. Want wat ek vandag wil oordra is dat woorde maak seerder as wonde. En hy woord het in 'n 8-jarige dogtertjie se hart gaan vassteek. Ek het 'n minderwaardige dogtertjie geword. Op die plaas was dit, ek gaan nie skool nie. So, as ek my maatjies uit die skool het gekom het op die plaas, wil ek graag met hulle kindertjies gaan speel. Maar ek moes wag tot my ma kom, en ek moes nou na die kindjie ook kyk. En as ek by hulle speel of gaan soek, dan sê hulle ouers, ek kan nie met hulle kinders speel nie, want net al leer jy ons kinders ook om die skool te gaan nie. Ek het 'n maatjie gehad. Daai was nou, soos 'n mens nou noem, ons het hulle daai jare genoem, die gegoede mense. Die mense wat nou nie op die plaas gebly het, die wat nou in mooi huise gebly het, en nou die maatjie, sy was nou eintlik by die skool, ons op avond was sy nog my lekker maatjie. Sy het altyd, my broodjie was in die koerantpapier gedraai, en daar was hy wit spreidvet. Nou, my ma het altyd so die wortel gerasper, en die sous van die wortel, met hy wit vet gemeng, en dan is die vet is aan geel, lyk jy nou soos botter. Nou, so was het, maar in die koerantpapier nou, die vet, het dan, die brood het warm geword, en half nat, en die koerantpapier is op jou brood. Hy vetterige koerant. Maar die maatjie was, en dan het die merke nie op die brood gelê nie, Suster Angie, van die koerant. Die lettertjies, en ek dink, baie mense wil weet, ek moet net goed dit sê, baie mense wil weet, as ek nou sê, ek het die skool gegaan, hoe kan ek dan nou lees en skryf, en ek weet nie, maar dan sê ek vir hulle, dit maak die koerantpapier lettertjies, van hoe my brood was, ek het allerlei woordjies ingekry, en dit gaat val. Ja, maar die maatjie was so, jou kaas was altyd mos 'n luxury. Dan gee sy haar kaasbroodjie vir my, want ek het nooit voor saam met die kinders gesit te eet nie. Ek het my gaan wegsteek, ergens agter gaan sit, maar sy het gekom en sê sy, gee jou broodjie vir my, want my brood was gebakte brood, en sy winkelbrood gehad, met kaas op, en winkelbrood was mos kwaai uit. En dan vat ek haar kaasbroodjie, maar nou meen ek, ek gaan na haar toe, op Saterdagmiddag, ek het nog ver gestap van die plaas af, en Kaimoor toe, daar gekom, daar kom haar ma uit, en as ek sien haar ma met haar staan, en haar ma roep haar, sy moet kom, want jy staan die plaas, Japies alweer, dan denk ek, wie het nou saam my gekom, ek was nog laas alleen, hoe kan sy die tannie nou plaas, Japie? Maar alleen die maatjies op toys daar, speelgoedjies, ek het gehou van 'n pop met lang hare, want dit was so lekker om die pop se hare te kam, want op die plaas speel ons met bakstene, die klippe is ons poppe. Dan sê die ma, kom vat jou speelgoedjie weg, want die plaas Jappies gaan weer al die goed sê, en dan kom sy dan, tel sy goed om laat, en sê van ma, jy's nes jou ma, want jy dink ook kan nou, ek gaan jou goedjies steel, jy tel aan jou goed op, en sy maar net weet hoe lus was ek of wees om met die pop te speel. Maar dan, ek sê vir haar die dag,
jy is nes jou ma, jy dink ek is 'n skelm, so ek gaan nou maar huis toe. Dan het 'n 8-jarige dogtertjie omgedraai en maar weer teruggestap. Maar 'n tannie het in haar deur gestaan en 'n tannie het geskree agter 'n 8-jarige dogtertjie. Jy gaan nêrens kom in die lewe nie. Jy gaan 'n plaasjapie bly. Maar ek dank die Here dat ons mag plaasjappies gewees het, maar ons was plaasjappies met maniere. Amen. Amen. My ma het ons geleer, Amen. as jy by iemand se deur klop Amen. en as hulle niks sê nie, jy gaan nie in nie. Jy draai om en as hulle jou skel, Ja. dan gee jy nie 'n woord terug nie. Ja. En ek het aangestap en die tannie het gesê, jy gaan nêrens kom nie. Ek het in my gedagte gesê, tannie, jy kan sê net wat jy wil. Ek gaan eers in die lewe kom. Amen. Ek gaan eendag my eie skoene het, mooi skoene dra. Want in hy tyd het ons kapellankies gedra wat gemaak is met kaartboks. En dan was ek die tou of 'n lap wat ons mooi vasgewerk het soos 'n riempie oor die kaartboks. En dan het jy jou kapellankie gehad. Ja. En ek loop en ek sê, ek gaan eendag, ek gaan wegkom van die omstandighede. Amen. Ek gaan eendag mooi skoene dra. Ek gaan eendag my eie huis. Ek gaan eendag my eie motor ry. Ja. Ek gaan. En so het ek aangestap. Huis toe. En maar weer op die plaas, en maar weer na 'n ou kleintjie gekyk. Want die ou kleintjies, hulle is so oulik. 'n Ou kindjie. Ek kom aan, alles ek self 'n kind, maar die ou kleintjie is so lief. So lief vir my. Ja. Ter armpies is in die lug, want ek met haar optel. En so het die lewe gegaan. Ek het 11 jaar oud geword. Ek het altyd my pa het toe ek die Here aangeneem. My pa die Here aangeneem toe ek 10 jaar oud was. En toe ek 10 jaar oud was en my pa verander, toe verander ons huislike omstandighede ook. Ek en my ma het nooit gesien dat hy na hang skeef nie. My ma was al die pad bekeer. My ma was baie stil. As mense so wat, my ma was mos nog geskei, my pa was 'n jong man. Dan het die dierbares, wat ons so noem dierbares, in die kerk, het staan hulle op en getuig. Hulle getuienis was meer van my ma. Jy moet terug gaan na 'n jong man toe, jy moet hoe gaan jy terug na iemand wat jy so gemartel het? En jy kan maar van my ma gesê, bly hier die kerk, jy kan nie, want die mense het nie getuienis nie, as jy en kom maar getuig hulle net van jou. Maar my ma het gesê, my ma het maier. My ma het altyd gesê, die Here sê, jy moet stil wees. Amen. Want hy stry vir jou. En daar het ek verstaan hoekom my ma so stil was as die mense so skel en goeie sê van haar. My pa die Here aangeneem en ons huislike omstandighede het verander. My pa het my geleer om gitaar te speel en ek moet altyd saam met my pa gaan as hy nou overtime gewerk het en dan gaan kap hy die vrugtekussies en dan is ek saam met hom. Ek het dan saam met hom gaan kussies kap. So het ek geleer om met 'n hamer te werk. Daarom bou ek vandag my eie huis. Ja. My eie 2 hande. Ja. En 'n kap 'n spyker, net 3 kap en dan hy spyker in. Ja. So ja. So het ek geleer om saam met my pa. Ek het die Here aangeneem. Dus ek 11 jaar oud. Want weet jy wat 'n koortjie het my pa my geleer speel? Jesus hou my by die kruis. Ja. En daai lied, min het ek geweet dat my pa, dit was eintlik sy manier om my by die Here te kry. Want heeldag moes ek speel met hy 3 chords, uit G uit wat ek geleer speel het. En Jesus hou my by die kruis. En op 11, toe neem ek die Here aan my lewe. Die eenvoudige plaashuisie. Daai aand staan my suster op, dis nou my eie suster, my oudste suster. Sy staan daai aand op in die huis van die Here
En sy sing daai lied, is jy ook al op reis na die hemel. Die lied sê, het jy klaar die ou wêreld verlaat, Ja. het die trooster by jou ook sy woning, kan jy sê, prys die Here uit my hart. Amen. Dan sê die lied, het die maats wat jy altyd gehad het, jou verlaat en jou naam nou verloon. En terwyl sy so sing, ek het buitekant op die stoepie gesit, so op die stoepie gesit, want die huis was baie vol. Ja. Terwyl sy so sing, praat die gees van die Here Ja. met 'n 11-jarige dogtertjie. En hy vra, "Waartoe is jou reis? Waar is jou reis heen?" Suster Angie, ons tyd het Is uitgehardloop. Is reg. Volgende week is ons terug as jy nog verder wil luister van Suster Angie. Onthou, ons is besig om Suster Angie se volle lewensverhaal te deel, wat sy in haar boek ook gaan deel saam met jou. So volgende week is ons terug met deel 2. Baie dankie Suster Angie. Hou net daar, ons gaan volgende week aan met die tweede gedeelte. Baie dankie dat jy ingeskakel was Ja. op Mense en Hul Stories. Tot volgende keer. Mooi dag.